Goeiedag, ek is Roan Kombrink van die AP Kerk Orania. Ons is besig met 'n reeks oor die genade van die Here wat sigbaar word alreeds hier reg in die begin van die Bybel in die eerste hoofstukke van Genesis. Ons fokus vandag spesifiek op die genade wat die Here bewys aan die skepping en indirek uiteindelik aan die mens, want dit is die skepping wat natuurlik die leefwêreld van die mens is. Dit is die skepping van waaruit die mens leef en onderhou word. Ons gaan saam lees uit Genesis 1 vers 29 tot 31 en dan ook Genesis 3 vers 18 en vers 17 en vers 18. Genesis 1 vers 29 tot 31 verder het God gesê: Ek gee nou in julle al die plante wat saad gee wat op die hele aarde is en al die bome waar boomvrugte aan is wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. Maar aan al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel en al die kruipende diere op die aarde waarin 'n lewende siel is, gee ek die groen plante as voedsel, en dit was so. Toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed, en dit was aand, en dit was môre, die 6de dag. Genesis 3, nadat die sondeval dan plaasgevind het, in vers 17 en 18, wanneer die straf op die man gegee word, dan lees ons daarin ook die straf op die skepping en die vervloeking van die skepping. En aan die mens het hy gesê: omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe, ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet. Die skepping is goed. Wanneer God het geskaap het, word daarna verwys as 'n paradys. Dis sonder dood, dis sonder die effek van die sondeval, daar is geen vervloeking daarin nie. Dit lewer aan die mens alles wat hy nodig het om te kan lewe, om God te kan dien, maar na die sondeval verander dit natuurlik. Die aarde is vervloek omdat die mens gesondig het. En nou is daar ook dood in die wêreld. Nou is daar diere wat moet sterf in die eerste plek, sodat vir die mens rokke van vel voorsien kan word. Maar nou sien ons by Kain en Abel dat daar nou landbouers en veeboere is, wat natuurlik impliseer dat diere moet sterf. Daar is nou dood in die skepping. Daar is nou 'n agteruitgang in die skepping. Die hele skepping, sê Romeine 8 vir ons, is aan die verganklikheid onderworpe. Maar hier is die genade dat die skepping ook met reikhalsende verlang daarna, na die openbaarmaking van die kinders van God, na die herskepping. En dis die groot genade dat die Here ook die skepping herskep, en dat al die effek van die sondeval, die vloek van die sondeval, die dood, die verganklikheid uit die skepping uit verwyder sal word. En dat in die herstel wat die Here Jesus Christus bewerk deur sy verlossingswerk, daar uiteindelik vir ons 'n vooruitsig is, wat in Jesaja 11 ook vir ons beskryf word van hierdie Messiasryk, waar die leeu en die lam weer langs mekaar lê, en waar die adder die kind nie skade doen nie, waar daar die dood uit die skepping uit weer verwyder is, waar die oorspronklike paradijstoestand herstel word. Die nuwe Jerusalem word uiteindelik so beskryf, dat die skepping herstel is vir die sondaar wat saam met die Here Jesus gekruisig is, word daar gesê: vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En reg deur die Bybel kry ons hierdie simbole van die skepingsmotiewe en die versiering van die tempel byvoorbeeld. Oral kry ons hierdie gedagte van dat uiteindelik die hiernamaals 'n herstel sal wees van hierdie paradijstoestand. Die vloek wat op die skepping rus, wat dit vir die mens moeilik maak om te lewe, wat die voorsiening aan die mens beperk en moeilik maak, en in die sweet van sy aangesig hom sy brood laat verdien, dit sal alles weggeneem word. Die genade van die Here, soos wat sy vloek val op die mens en op die skepping, so kom die genade van die Here ook, en dit word sigbaar in die skepping wat uiteindelik herskep sal word. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, ons dankie dat U nie net genade bewys aan die mens en hoe die mens herstel sal word, uiteindelik herstel sal word en herskep sal word na U beeld en na U gelykenis nie, maar dat ook die skepping herstel sal word tot die paradijstoestand wat dit was, toe dit nog goed was, voor die sondeval plaasgevind het, voor die vervloeking. Ons loof en prys U daarvoor dat U ook vir ons die belofte gee van die herstel van die skepping, en dat uiteindelik in die hiernamaals ons weer in die paradys sal kan leef, wat volop voorsien. Ons loof en prys U daarvoor in Jesus se naam. Amen.